Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer uit Eksodus 12. Dit is 'n hoofstuk van bevryding en 'n nuwe begin vir die Israeliete na hulle jarelange slawerny in Egipte. Ons sien in vers 2 dat die so groot gebeurtenis was dat selfs hulle kalender verander en dat dit nou vir hulle die heel eerste maand van die jaar sal wees. 'n totale nuwe begin. Nou, na 9 pla, waardeur God vir die Israeliete, sowel as die Egiptenare wou wys, dat hy die enigste God is wat aanbid mag word, kom gee die Here aan die volk spesifieke opdragte, wat hulle presies moes uitvoer, om die 10de plaag te kon vryspring, en om die bevryding te ontvang. Ons moet onthou, dat die Israeliete net so diep in sonde verval was, as die Egiptenare, maar deur gehoorsaam te wees aan God se bevele, kon hulle die verlossing ontvang, om na die beloofde land te kon uittrek. Nou met die instel van die Pasga, is die eerste formele riglyne gelê, waar volgens God se verlossingsplan vir die mens, 1500 jaar later, sy finale vervulling sou kry, toe Jesus Christus vir die sondes van hierdie wêreld gekruisig is, soos ons dit daar lees in 1 Korintiërs 5, vers 7, waar Paulus vir ons sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Daarmee verwys hy na die kruis, waar Jesus as die ware paaslam sou sterf. Ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan kyk na watter ooreenkomste daar is tussen die paaslam van die Israeliete in Egipte en Jesus as ons paaslam, wat ons elke jaar in Paasfees herdenk. Nou volgens vers 5 moes die paaslam manlik wees. Ons lees dan ook in Romeine 5 vers 12 dat deur een mens, dis nou Adam, die sonde in hierdie wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. Nou net so het Jesus ook as man, maar as sondelose man, vir daardie sonde versoening en vergifnis gebring vir ons. En dan lees ons ook dat die lam in bewaring gehou was vir 4 dae. Jesus het gedurende die week voor die Paasfees hierdie 4 dae vervul. Hy het na Jerusalem opgegaan en deel van die openbare lewe in die stad geword met die voorbereiding van die Pasga en het verskeie kere opgetree, voordat hy in hegtenis geneem, verhoor en gekruisig is. En dan as ons verder gaan in vers 5, lees ons die lam moes vlekkeloos wees. Eeue later het die vlekkelose lam van God in die behoefte van die mensdom voorsien. In Johannes 1 vers 29 lees ons, toe Johannes Jesus na hom toe sien kom, sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En van al die mense wat ooit op die aarde was net hy sondeloos. Hebreërs 4 vers 15 sê hy, is in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. As ons verder lees, sien ons in vers 6, dat die lam geslag moes word. 'n lewendige lam, al is hy ook hoe goed uitgesoek, kon hy nie die Israeliete red nie. Hy moes doodgaan. Net soos sou Christus se lewe van geregtigheid sonder die kruisdood niks beteken nie. 'n vlekkelose lam moes sterf, om ons te bevry van die slawerny van sonde. Dan verder, in vers 6 sê hy ook, dat die lam die aand geslag moes word. Nou die tyd verwys na die middel van die tydperk tussen 12 die middag en 6 die aand. Dit is die 9de uur van die dag. Nou die slagting van die paaslam op die 9de uur, dis 3 in ons tyd, op die 14de dag van Nisan, het gebeur op presies dieselfde uur, wat ons paaslam, Jesus Christus, aan die kruis gesterf het. In vers 11 sê God dat hulle die Pasga moet eet met hulle skoene aan, gereed om te gaan. Nou hierdie verwys vir ons, dat verlossing is nie net iets wat met jou gebeur nie. Dit is iets wat jou in beweging sit. Wanneer God jou red, roep hy jou om uit Egipte uit te stap. Uit sonde,
uit jou ou gewoontes, uit slawerny, in 'n nuwe lewe in. In vers 22 tot 25 lees ons dat hulle die bloed moes sprinkel op die deurkosyne. Hulle moes die hyssop in die skottel met die bloed gedoop het en aan die deurkosyne van die huis gevryf het. Nou dit was 'n teken dat daar 'n lewe en redding vir daardie huis gegee is. Nou deur die geloof moes hulle daardie bloed aangewend het. Die lam kon uitgesoek en geslag gewees het, maar indien die lewe van 'n gehoorsame geloof ontbreek het, deur die bloed as teken aan die deurkosyne te smeer, sou die dood gevolg het. Jy sien, daardie nag in Egipte was daar net een ding wat die verskil gemaak het tussen lewe en dood, en dit was die bloed van die lam. Nie hulle afkoms nie, nie hulle goeie werke nie, nie hulle emosies nie, net die bloed. En vandag is dit nog steeds so. Dis nie genoeg vir my en jou, dat Jesus se bloed vir die vergifnis van ons sondes gestort is nie. Ons moet ook deur 'n gehoorsame geloof die voordele en die seën van Golgotha vir onsself toeëien. Ons moet ook die hyssop van ons geloof in die bloed steek en ons harte daarmee besprinkel, as bewys dat ons lewe kies, deur die bloed wat vir ons redding bring. En soos hulle die hele lam moes opgeëet het, sodat hulle krag kon hê vir daardie woestynpad en hul reis na die beloofde land, moet ons ook die hele lam wat vir ons geslag is eet, en dit is die woord van God. Jesus is die woord van God. Ons moet daagliks daarvan eet, sodat ons ook kan krag ontvang op ons lewenspad na ons beloofde land toe. In Johannes 1 vers 14 lees ons, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan laastens lees ons in vers 14 en 24, dat die Here vir hulle opdrag gee om die Paasfees vir altyd te onderhou, om hulle en hulle nageslag te herinner aan die dag, wat God hulle bevry het uit slawerny, en hulle uitgelei het na die beloofde land. En net so in ons lewe, gee Jesus vir ons ook 'n opdrag, met die gebruik van die nagmaal. Ons lees dit in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek lees vir ons vers 24 en 25. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nou ek wil julle aanmoedig om gereeld nagmaal te gebruik, ter nagedagtenis aan die lam wat vir ons geslag is. Dis Jesus Christus, wat die woord, die waarheid en die lewe is. Deur sy bloed is daar vir ons ook vergifnis, beskerming, vryheid en 'n nuwe begin. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.